Welkom by die Deel Jou Troos seminar deel 2. Ons het verlede keer inleidend gekyk na die evangelisasie, hoe ons deur die evangelie troos ontvang en die Heidelbergse Katekismus dit vir ons duidelik uitstippel. En nou gaan ons kyk in die besonder, omdat ons verlede keer inleidend gekyk het en 'n paar opmerkings gemaak het oor evangelisasie, gaan ons nou meerendeels kyk na die inhoud van die Heidelbergse Katekismus en hoe dit ons help om ons troos wat ons deur die Here ontvang het, ook met ander te kan deel. Ons is toegerus om dit te kan doen, maar baie keer besef ons nie dat ons al reeds toegerus is om die evangelie te verkondig nie. En die Heidelbergse Katekismus is hoofsaaklik primêr 'n troostboek vir ons as gelowiges. Maar dit bied ook vir ons die inhoud van die evangelie, wat ons ook nodig het om met ander te deel, sodat hulle ook troos kan ontvang. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. En so wil ons dan bereid wees om rekenskap te gee, verantwoording te doen van wat ons troos is en hoe die Here dan ook self in ons lewens ingegryp het deur sy woord. Die evangelie moet suiwer verkondig word, want indien ons die boodskap van die evangelie verkeerd gaan oordra, gaan dit niks tot gevolg hê nie. En dit kan meer skade doen as goed. Daarom waarsku die boek Spreuke vir ons 19 vers 2, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete trap mis. Ook so sê Jesaja vir ons, Jesaja 28 vers 16, daarom so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Indien ons nie vertroud is met die inhoud van die Heidelbergse Katekismus nie, dan moet ons dit lees. Ons moet die skriffunderings wat vir ons uitgelig word, moet ons in die Bybel gaan opsoek, sodat ons goed vertroud kan wees met die inhoud van die Heidelbergse Katekismus, as ons nie alreeds is nie. En ons het gesien verlede week dat die Heidelbergse Katekismus is in 3 dele opgedeel. Ons ken dit ook al eintlik goed, en dit is wat ons ook in die katekisasie vir die kinders leer, dat die Heidelbergse Katekismus is ingedeel in hierdie 3 hoofgroepe is, en dit is hoe groot my sonde en my ellende is. Hoe ek daarvan verlos kan word, is die tweede een, en die derde een, hoe ek God dankbaar daarvoor kan lewe. En so ons gaan dit in gedagte moet hou, wanneer ons dan met mense die boodskap van die evangelie deel. Ons sal dit dan vir hulle op hierdie manier moet gee. Ons sal vir hulle die slegte nuus moet gee van hoe groot ons sonde en ons ellende is. Ons sal vir hulle die goeie nuus van die evangelie deel, hoe ek daarvan verlos kan word. En dan elkeen wat in Christus is, hoe elkeen hulle lewe kan inrig in dankbaarheid teenoor die Here. So kom ons kyk na die eerste deel, en ons gaan hoofsaaklik dan vandag stil staan by die eerste deel van die Heidelbergse Katekismus. Vraag 3. Waaruit ken jy jou ellende? Antwoord, uit die wet van God. Romeine 3 vers 20. Ons kan nie die goeie nuus van die evangelie vir mense gee, voordat hulle nie eers die slegte nuus van hulle sonde ontvang het nie. Dis in 'n sekere sin maklik om te begin gesels oor goeie nuus, maar as mense dan nie verstaan dat hulle die slegte nuus gegee is nie, maak die goeie nuus in die afwesigheid van die slegte nuus nie veel sin nie. En want dit is juis hierdie gedagte dat ons sonde ons gepla het en ons rusteloos was, en toe die evangelie vir ons kom
rus gee het, vertroosting gee het, dat ons harte stil geword het en tot bedaring gebring is. So ons het nodig dan om die slegte nuus aan mense te verkondig. Ons moet vir hulle wys van ons ellendige toestand waarin ons is en waarin ons verkeer. Dis van nature wat ons in daardie toestand is, maar nadat die Here in ons lewens ingegryp het, ons weergebore is ons nuut gemaak en het ons dan hierdie troos. En so het ons dan nodig om vir mense die slegte nuus van hulle ellendige toestand oor te dra. En ons sal op 'n latere stadium in ander opnames sal ons kyk na die praktiese manier waarop ons die evangelie verkondig. Want ons gee nou die raamwerk en ons neem hierdie raamwerk na mense toe, maar ons moet ook besef dat hierdie mense dink en hulle beredeneer dinge in hulle gedagtes uit. Sommige probeer hulle self regverdig, sommige is uit verskillende kerkdenominasies met verskillende klemme wat hulle lê op die teologie. Sommige mense is van ander godsdienste en het ons dan ook nodig om dit in gedagte te hou. Paulus kom na die Grieke toe en die Grieke het hulle verskeidenheid van gode gehad en nou kom Paulus met die evangelie na hulle toe en ek wil net hê ons moet hoor die benadering wat Paulus dan het, want ons moet besef, daar's 'n sekere benadering wat ons moet hê terwyl ons dan met mense die evangelie deel. En dit is om hulle agtergrond in gedagte te hou. En Paulus neem die Grieke se omstandighede in gedagte, hulle godsdiens in gedagte. Handelinge hoofstuk 17 vers 24 en 25. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. So die apostel Paulus maak dit baie duidelik, wat hy van praat is nie die afgode wat hulle besig is om te aanbid nie, maar dat hy van die een God praat, die ware God, die God wat hemel en aarde geskape het, en dat hy aan elkeen van ons lewe gee, en dat hy nie gedien word in tempels wat met hande gebou is nie, dat God woon nie daarin, soos wat die Grieke geleer het, dan hulle gode in daardie afgodstempels woon en dit noodsaak dat mense aan hulle offers bring sodat hulle voortbestaan verseker kan wees nie. En so Paulus maak dit baie duidelik. Ek praat nie van hierdie verskeidenheid van gode nie wat met mense hande gedien en geëer word nie. God het van ons niks nodig nie. God bestaan uit homself. Hy is self onderhoudend en sodoende gee hy dan 'n agtergrond waarvan hy besig is om te praat, kortweg. En sodoende het ons partykeer ook kortweg nodig om dit in gedagte te hou om met mense te deel. So want nou kan hierdie vraag in u gemoed wees vir die opkomende opnames en dink maar wat sê ek as iemand dan nou terug antwoord en wat dan sê hulle stem nie saam met wat ek sê nie. Dit gaan ons plaas in 'n situasie waar ons ook aandag sal moet gee aan apologetiek. Dis 'n groot woord, maar dit is wanneer ons dan kyk na verskillende leerstellings van mense wat dan in ander kerke of in ander groepe is of in ander godsdienste is. So dit gaan ook mettertyd volg. Ons wil nou eers net die raamwerk vasmaak, want dit gaan nodig wees om daardie mense reg te help. En want ons weet dat dis nie soos wat in ons tyd geleer word dat almal is reg en elkeen het die waarheid en elkeen kom op sy manier na die Here toe nie. Dit is net eenvoudig nie waar nie.
Want Paulus leer vir ons dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So daar bestaan ook hierdie gedagte van apologetiek, waarin ons dan mense moet teregwys, weerlê wat hulle verkeerd bewys, dat ons hulle die regte dinge kan leer, dat ons hulle kan onderwysing gee in die geregtigheid. En so ek wil dit al reeds net daarstel dat dit ook sal plaasvind mettertyd. So ons moet die evangelie oordra, ons het kennis wat ons dan aan hulle moet oordra, en die blote feit dat ons die evangelie verkondig beteken nie noodwendig dat mense gaan luister nie, die oorgrote meerderheid gaan waarskynlik nie luister nie, maar ons sien dit ook in die lewe van die apostels, dat daar baie mense was wat nie geluister het nie, selfs in Christus se bediening was daar mense wat omgedraai het en weggegaan het, en dit behoort ons nie af te sit nie. Ons het hierdie groot opdrag om uit te gaan en die evangelie te verkondig. En ons dink ook baie keer daaraan, aan wie kan ek die evangelie deel? Nou die heel belangrikste is om toe te sien dat huisgodsdiens in huise gehou word en dat ouers hulle kinders sal leer en ook dan dat die mense dan in die weiërkring van die familie en ook sodoende dan verder, kollegas by die werk en bure, al hierdie mense wat die Here dan aan ons toevertrou het om die boodskap van die evangelie te verkondig, dat ons die geleentheid sal gebruik om met hulle die evangelie te deel. So ons moet hulle die slegte nuus gee, en ons het verlede week gesê, dat wanneer daardie juwelier die mooi diamantring uithaal, dan plaas hy hom op 'n swart fluweel lappie, en dan hierdie swart fluweel in die kontras daarvan skyn hierdie diamant en hierdie juwele net soveel mooier en helderder. En so ook is dit die slegte nuus wat ons vir mense moet gee, sodat wanneer ons die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus aan hulle verkondig, die goeie nuus dat ons losgekoop is deur Christus se kosbare bloed, dat dit dan baie helder na vore kom, want dit help nie ons gee vir hulle goeie nuus sonder dat hulle die slegte nuus in ag neem nie. En dit breek maar baie keer mense se harte, omdat mense geneig is om te wil glo dat ek is 'n goeie mens, ek doen nie 'n vlieg skade nie, waarom het ek nodig om my te bekeer? Die Here sal my mos net aanvaar soos wat ek is, sonder om in gedagte te hou die natuurlike toestand waarin ons gebore is, die boodskap van die evangelie wat ons moet hoor, want die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God, sê die apostel Paulus. En so het ons dan nodig om die boodskap van die evangelie te verkondig, en mense het nodig om die boodskap van die evangelie te hoor. En sodoende is daar een gebeurtenis in die lewe van Christus wat ek wil voorhou, sodat ons kan sien dat daar is mense wat die waarheid dan hoor, selfs uit die mond van ons Here Jesus Christus, en dit nie aanvaar nie. Matteus 19 vanaf vers 16 sê vir ons, en daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom watter? En Jesus sê dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan,
as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Die doel van die wet is om die mens te stroop van enige manier van selfregverdiging. En dit moet die hoorder by die punt bring om te sê, indien God se standaard so hoog is, wie kan dan gered word? En ons word toegerus met die antwoord, dat by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So ons moet geen geleentheid gee wanneer ons die evangelie verkondig, dat mense iets wat nog aan hulle self en uit hulle illusie van goedheid kan vashou, dat hulle 'n aandeel daarby kan hê nie. Ons moet dit baie duidelik maak, soos die Heidelbergse Katekismes ons dan ook leer. So hoe lei die Heidelbergse Katekismes ons om tot hierdie konklusie te kom? En dit rus ons toe met vraag en antwoord 4. Wat eis die wet van God van ons? Antwoord, dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. So daarom wil ons nie noodwendig, wanneer ons met mense die evangelie deel, gaan sit by hulle en deur die 10 gebooie stap vir stap gaan nie. Soms is dit nodig wanneer mense selfregverdigend is en nie glo dat hulle sondaars is nie, dan neem ons hulle na die wet en ons gee hulle ook Jesus se woorde oor die wet by die bergpredikasie, dat wanneer iemand dan vir sy broeder, vir iemand naby aan hom, kwaad is sonder 'n rede, is die persoon 'n moordenaar. En so, met ander woorde, nie net wanneer ek 'n mes teen iemand anders as 'n keel plaas nie, of 'n geweer teen iemand anders as 'n kop, kan ek 'n moordenaar wees nie, maar ook weliswaar in 'n veel kleiner vorm, meer 'n embrioniese vorm, kan ek dan om kwaad te wees vir mense sonder 'n rede 'n moordenaar wees. Ek kan 'n egbreker wees wanneer ek na 'n vrou kyk om haar te begeer, of wanneer 'n vrou na 'n man kyk om die man te begeer, dan is ons alreeds in die beginstadium van egbreek. En so die wet van die Here is nie net tot in die volste sin van die uitlewing daarvan op die ergste vlak nie, want mense gaan altyd sê in tronke, sê hulle byvoorbeeld wanneer hulle kom by mense wat moordenaars is, en dan sê hulle, wel ek het iemand vermoor, ons was in 'n bekleierery betrokke gewees en ek het hom vermoor, maar ek vermoor daarom nie vrouens en kinders. En so, mense probeer selfs wanneer hulle moordenaars is, hulle self regverdig. Hoeveel te meer die mense wat rondom ons is, wat nog nooit 'n moord gepleeg het nie, hulle self gaan regverdig deur te sê, ek oortree nie die wet van die Here nie, maar dit wat Christus gesê het, laat ons sonder verskoning, en kan ons dan duidelik weet dat ons teen die wet van God gesondig het. En dit is ook waarin die Heidelbergse Katekismes ons lei in die volgende vraag en antwoord 5. Kan jy dit alles ten volle nakom? Antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. So die Heidelbergse Katekisme som dit vir ons kortweg op, liefde tot God en liefde tot ons naaste. So wat ons nie kan doen nie is, omdat ons geneig is om God en ons naaste te haat, kan ons nie die volle wet van God dan gehoorsaam nie. Ons het die gebooie van die Here gebreek. En so dis nodig vir ons wanneer ons dan met mense die evangelie deel, dat hulle tot daardie punt sal moet kom waar hulle sien volgens die woord van die Here dat ek is 'n sondaar. Al probeer ek myself op verskillende maniere regverdig. Daar is vir ons geen regverdiging nie. Ons is almal sondaars, ons het almal
die wet van die Here gebreek. En wanneer mense dan nog steeds wil dink dat hulle regverdig is, dan kan ons hulle na Matteus 5 vers 48 neem. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Want as ons nie volmaak is nie, as ons in een opsig teen die wet van die Here gesondig het, sê Jakobus, dan het ons in alle opsigte teen die wet gesondig. En sodoende is ons uitgewys deur die wet as sondaars. So dit is belangrik om dit vir mense voor te hou, en soos ek sê, vraag en antwoord 5 van die Heidelbergse Katekismes lig dit vir ons uit. Ons kom ook te doen met die kwessie van die sondeval. En weer eens hierin is daar baie mense in liberale kerke wat al reeds jare gelede die leer van die sondeval uitgegooi het. En wat sê, ons kan eenvoudig nie meer vashou aan die gedagte van dat daar 'n sondeval was nie. En dit maak dat so 'n gesprek baie keer 'n taai tamaletjie word. En het ons dan nodig om, soos ek gesê het, apologeties daarna te kyk, om 'n verdediging van daardie idee te hê, en ons sal mettertyd sal ons kyk na hierdie tipe van dinge. Maar oor die algemeen, wanneer ons dit aan mense voorhou, en veral mense wat in gereformeerde geleedere is, sal waarskynlik baie makliker daarmee saamstem. Vraag en antwoord 6, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Antwoord nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy, God, sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê, en saam hom in die ewige saligheid kon lewe, of om hom te loof en te prys. So by wie lê die skuld van ons sondige toestand? Nie by God nie. God het alles goed geskep, soos wat hy sê in Genesis 1 vers 31. God het gekyk na alles wat hy geskep het, en hy het gesê dit is baie goed. So Adam is die hoof van ons as menslike geslag, en hy het geval, en ons het saam met hom in sonde geval, en sodoende is ons en ons lewens dan met sonde besmet, ons en ons nageslag. Ons deel in hierdie sondeval, en dit kom ook in ons werke, ons gedagtes, ons dade na vore. Vraag en antwoord 7, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens vandaan? Antwoord, van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Vraag en antwoord 8, is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Antwoord, ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. So die onnigtering vir die mens is dat ons nie onsself kan verbeter, of dat ons onsself kan verander om aanneemlik vir God te wees nie. Ons kan goed genoeg wees, dat die familie jou op die skouer klop, of jou vriende, jou kollegas, en sê, jy is darm 'n wonderlike persoon. Maar die realiteit is, ons gaan voor God staan eendag, en ons kan nie opleef tot die standaard van God, om enigstens ons eie saligheid te bewerkstellig nie. Dit is slegs deur te bely dat ons totaal en al afhanklik is van God, dat hy ons sonde moet wegneem, dat dit by die mens onmoontlik is, maar dit by God dat alle dinge moontlik is. Johannes 3 vers 7 en 8, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. En daar's hierdie misterieuse element. Daarom kom die evangelie na mense toe nie deur middel van metodes nie. En ons sien dat daar
in die apostels se prediking hierdie verskeie aspekte van die evangelie, van die goeie nuus en die slegte nuus dan deur hulle verkondig word vir verskillende mense, verskillende boodskappe, verskillende klem wat daar gelê word, maar op die ou end dat die mens sondig is en dat die mens homself nie kan red nie, dat dit onmoontlik by ons is en alleen moontlik by God is. En so daarom gaan ons nie, as ons praat met mense, probeer om hulle 'n metodiese vorm te gee en hulle dan by 'n punt uit te bring, verstaan jy dit? Reg, neem dit nou aan, wonderlik, jy het nou saam met my gebid, nou is jy gered nie. Ons kan nie dit sê nie, want die Heilige Gees word hier beskryf soos 'n wind wat waai, waar jy weet nie waarvandaan af hy kom en waarheen hy gaan nie, en so is elkeen wat deur die Gees gewederbaar word. Daar's 'n geweldige groot mate van misterie. Ons dra die boodskap oor. Ons verklaar. Ons is nie verantwoordelik vir die reaksie wat op daardie boodskap kom nie. Ons is verantwoordelik om die boodskap uit te dra, om te getuig van die evangelie. Ons het nodig om te bely wat die evangelie is. Sondag 4, vraag en antwoord 9. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Antwoord: nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. So wanneer ons dan sê dat God eis totale gehoorsaamheid aan sy wet en ons kan nie dit doen nie, is God dan nie onregverdig is nie? Is daar nie dan onreg by God nie? En die Heidelbergse Katekisme stel dit vir ons duidelik, nee, die probleem lê nie by God nie, want God het die mens geskep, soos ons ook gesê het, Genesis 1 vers 31, alles wat God geskep het was goed, en die mens het gekom en in sonde geval, en nou is ons ewe skielik nie in staat om die gebooie van die Here na te kom nie. Ons het 'n sondige natuur, ons is moedswillig, ons haat God, ons haat ons naaste, en nou het God nodig om in ons lewens in te gryp. En so terwyl ons dan hierdie boodskap oordra, kan sommige mense dalk sê, maar wat daarvan? Reg, ons is, as ons dan sondaars is, wat daarvan? Wat is die uiteinde daarvan? En vraag en antwoord 10 gee vir ons die antwoord: wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Antwoord: nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel as oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen, verskoon tog. Hy wil dit in tyd en in die ewigheid met regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So dis ook iets wat ons dan vir mense moet breek, die nuus dat ons kan nie die wet van die Here gehoorsaam nie. Ons is eintlik besig om nog elke dag ons sonde groter en meer te maak, en God se toorn is verskriklik oor ons sondige toestand waarin ons gebore is en die sonde wat ons doen. Die sondige toestand waarin ons gebore is en die sonde wat ons doen. Ons moet dit in gedagte hou, dat die mens is onder die vloek. En so wanneer mense hierdie slegte nuus hoor, dit is 'n noodsaaklike deel van die verkondiging van die evangelie, die slegte nuus. Want wanneer ons die slegte nuus aan mense gee en hulle bewus word daarvan, as God mense se harte open, hulle oë open, en hulle bewus word van die geweldige situasie, toestand waarin ons onsself bevind, en dat God hierdie sonde gaan straf en wil straf in hierdie lewe en in die ewige hiernamaals, begin mense te dink daaraan van,
As ek nie my eie uitkoms kan verseker nie, is daar 'n ander uitkoms. En dit is hoe mense dan in die verkondiging van die evangelie deur die apostels, wanneer hulle die evangelie gebring het mense dan gevra, wat moet ek doen om gered te word? En dit beteken nie dat ons iets kan doen om gered te word nie, maar weliswaar dat ons die kennis van die evangelie kan hoor en dat ons dit ter harte kan neem, kan aanvaar dat Christus alleen vir ons versoening bewerk. So ons moet mense bring op daardie punt waar ons die slegte nuus gee, sodat hulle aan die einde van hulle self kan kom. Dat daar geen regverdiging vir hulle self kan wees, sodat hulle nie kan dink daar is uitkoms wat ek op 'n manier uit hierdie situasie by myself, deur eie verbetering, deur my 'n nuwe blaadjie om te slaan nie. Nee, dat ons dit baie duidelik sal stel, dat dit alleen is, die God is wat ons uit hierdie penarie kan red. Ons moet aan die einde van onsself gebring word. Ons moet ook saam kan bely, en die mense met wie ons die evangelie deel, moet saam met ons kan sê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So dis dan die einde van die eerste deel van die Heidelbergse Katekismes, hoe groot my sonde en my ellende is, en waaruit ons sonde leer, en dit is naamlik uit die wet van God. En dan moet ons weet dat ons geneig is om God en ons naaste te haat, dat ons deel het aan die sondeval in Adam, en dat dit onmoontlik is, 'n onmoontlike situasie en 'n ellendige situasie is waarin ons verkeer, waarin ons onsself nie kan uitred nie, maar slegs Christus ons kan red. So daarom moet ons vertroue nie net in God wees vir ons saligheid nie, maar ons vertroue moet ook wees dat God sy boodskap sal gebruik wanneer ons dit vir mense oordra, en dat mense se harte geopen sal word deur die Heilige Gees om die boodskap van verlossing te hoor en met blydskap dan Christus en al sy weldade aan te neem. So kind van God, ons moet die slegte nuus deel met hulle wat nog onkundig is of in rebellie is teen die evangelie leef, en vir hulle leer dat ons teen die gebooie van die Here gesondig het, dat ons onmoontlik onsself kan red, dat dit alleen God is wat dit kan doen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons nader tot die troon en ons besef terdee dat die boodskap van die evangelie baie mense sal ontstel en kwaad maak, en dit sien ons ook in die reaksie van mense teen selfs ons eie Here Jesus Christus, wat die boodskap oorgedra het en mense kwaad geword het. Mense het klippe opgetel om hom te stenig. Mense wou hom by 'n afgrond afstamp. Mense het omgedraai en hom nie langer gevolg nie. En sodoende sien ons ook dat daar van